Ons kom vandag by die tweede deel van faktorisering en dit is wanneer ek nie 'n gemeenskaplike faktor kan uithaal nie. Gaan kyk na video 1. Nou kom ek by uitdrukkings. Ek kan nie 'n gemeenskaplike faktor uithaal nie, dan moet ek na 'n alternatief soek. En hierdie is een van die alternatiewe. Wanneer ek vierkante het, is x kwadraat 'n vierkant? Ja, want dink 'n bietjie, as ek x maal met x, is dit x kwadraat. So enige iets tot die mag 2, 4, 6, al die ewige getalle, is alles vierkante. En is 1 'n vierkant? Ja, want 1 maal 1 is gelyk aan 1. So kom ons maak 'n lysie van alles vierkantsgetalle. 1 is 1, want 1 maal 1, 4 is 1, 2 maal 2, 9 is 1, 3 maal 3, 16 is 1, want dit is 4 maal 4, 25 is 1, is 5 maal 5, 36 is 1 en 6 maal 6, en so kan ons net aangaan. Okay. En dan het ek nou gesê enige iets tot die mag 2, enige iets tot die mag 4, tot die mag 6, tot die mag 8, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So ons het vierkantsgetalle en dis baie belangrik. Hulle moet beide vierkantsgetalle wees om hierdie metode toe te pas. En hoe doen ons dit? Ons skryf ons uitdrukking neer en dan gaan ons, ek gaan jou eers sê wat ek doen en dan gaan ek vir jou sê wat eintlik wiskundig gebeur. As ek nie 'n gemeenskaplike faktor kan uithaal nie, is dit altyd 2 hakies. Dis altyd so. Nou, dink 'n bietjie, kan ek hierdie x kwadraat opdeel in 2 getalle presies dieselfde is? Ja, x en x. En wat wiskundig eintlik gebeur is, ek kry eintlik die vierkantswortel van dit, wat eintlik net x is. As dit vir jou moeilik is om die wortels te verstaan, dis fyn. Sê net vir jouself, hoe kan ek hierdie x kwadraat opdeel? Eintlik baie maklik, x en x. En hoe kan ek 1 opdeel? As maklik 1 maal 1. En hoe gaan my tekens vir my hakies wees? Hoe kry ek 'n minus in die middel? Net deur 'n plus te maal met 'n minus. En dis ons die minus kry en dan's ek klaar. Moenie net van hier af, en dit sien ek nogal gereeld, jy het nou klaar gefaktoriseer en dan gaan maal jy nou weer in. En dan sien jy presies waar jy was in die begin nie. So faktorisering is om hakies te skep. Onthou, faktorisering het eintlik nie 'n doel nie, behalwe sy 'n breek is, dan sy vreeslik belangrik. So op die oomblik leer ons 'n metode wat ons gaan help om breuke op te los. So kom ek na die volgende enetjie. Is x kwadraat 'n vierkant? Ja, natuurlik. Onthou, kom ons skryf eens die uitdrukking, kan ek enigiets gemeenskaplik uithaal? Nee, ek kan nie. Dan weet ons is 2 hakies. Hoe gaan ek x kwadraat opdeel? Baie maklik, 'n x en 'n x. Hoe gaan ek 36 opdeel in 2 ewe dele? 6 en 6. En ons weet is altyd 'n plus en 'n minus, dan is ek klaar. Kom ons gaan na die 5de een toe. 169 x kwadraat minus 100. As jy nou nie weet of 'n vierkantsgetal is nie, gaan prop dit in jou calculator in. Maar jy sal sien is 13. Probeer hierdie leer. Is belangrik, want jy wil nou nie nog tyd mors met 'n calculator en sulke goeders nie. So ons weet, hulle is ook vierkante. Ons weet 'n 100 is vierkant, dit is 10 maal 10. So 169, so is 13 en 13. Kan ek die x kwadraat opdeel? O ja, dit is mas maklik, x en x. Ons weet is 'n plus en is 'n minus. En hoe gaan ek 100 opdeel? Dis 10 en 10, is nie 50 en 50 nie. Dis ook 'n algemene fout. 10 en 10. En dan sien ek enige kwadrate in my hakies nie, ek sien nie, so ek kan nie nog verder faktoriseer nie. Ek hoop ook om enetjie waar ons nog verder kan gaan, en ek sien nie, is enetjie. Kom ek doen nog 'n sommetjie, doen ons sommer groen. Kom ons gaan na nommer 7 toe. Ons skryf ons uitdrukking neer. Kan ons 'n gemeenskaplike faktor uithaal? Ons kan nie. Is 100 'n vierkantsgetal? Ons het gesien, ja, dit is 10 maal 10, so ons weet, ons gaan 2 hakies opdeel. Dan ons moet seker maak, is hierdie vierkantsgetalle. Ons kan dit opdeel in 10 maal 10, of as jy wiskundig het wil doen, kan jy sê die vierkantswortel van 100 is 10, so dis 'n moontlikheid. En hoe gaan ek x tot die mag 8 opdeel? X tot die mag 4, x tot die mag 4, wat onthou? Ons plus ons eksponente, dit gee vir ons 'n 8. Ons weet dis 'n plus en 'n minus hakie, en hoe gaan ek y opdeel? Y tot die mag 6, en y tot die mag 3, sorry julle, ek moet die 6 opdeel. Dit is 3 en 3. En kan hy weer verder gaan? Ek sien alles is die vierkantsgetalle nie. Nee, ek kan nie verder gaan nie, dan los ek dit net daar. Kom ons gaan na die volgende enetjie toe. Ons doen nommer 9. Nommer 9 is my 'n aangename sommetjie. Ek dink dis iets wat jy kan verwag in toetse. Okay. Is hulle vierkantsgetalle? Ja, want 16 is beslis en enigiets tot die mag 'n ewige getal is ook, so ons kan dit opdeel in 2.
Hoe gaan ek hierdie a tot die mag 4 opdeel, as jy dit wiskundig wil doen, in 'n wortel sit, so die antwoord is net 2, so hierdie is a kwadraat, ons weet dis 'n plus en 'n minus, en 16 is 4 maal 4. Maar nou moet jy versigtig wees, want een van hierdie hakies is weer die verskil van vierkante. Net gou vir jou onderstreep, hierdie enetjie hier, hy is die verskil van vierkante, want a kwadraat is, en 4 is, en daar is 'n minus in die middel, belangrik, daar moet 'n minus in die middel wees, want dit is die verskil van vierkante. So, hoe gaan ons dit opdeel? Onthou, ons kan net 'n minus hakie opdeel, by die verskil van kwadrate, of die verskil van vierkante. Ons kan nie die plus opdeel nie, ons weet dis 'n plus en 'n minus, en nu deel ons 4 op, 2 en 2, en kyk ons weer na die minus hakie, kan hy verder gaan, ek kan glad nie verder gaan nie, dan stop ons net daar. Kom ons gaan kyk na nommer 11, nou raak 'n triekie. Ek het hier so 'n bietjie skoon maak. Onthou, ons begin altyd deur te sê, kan ons enigiets gemeenskaplik uithaal. Kom ons skryf nommer 11 neer. Nommer 11 sê min 12x kwadraat plus 75y kwadraat. Kan ek enigiets uithaal? Ek dink julle kan sien dat ek 'n min 3 gemeenskaplik kan uithaal. Nou, party ouens sal sê, ons kan 'n 3 uithaal. Die probleem is, dan gaan jou hakie so kompleks wees. So as jy kan in 'n minus uithaal, haal 'n minus uit. So ek haal 'n minus uit, en jy gaan nou vir jou sien hoekom, 'n minus 3. Ek kan nie enige x en y's uithaal nie, so kom ons kyk wat bly oor. As ek 'n minus 3, as ek min 12 deel met minus 3, dan kry ek 'n positiewe 4x kwadraat. As ek plus 75 deel met min 3, kry ek min 25y kwadraat. Ok, ek net hierdie hakie bietjie nader skryf. So dan lyk dit of dit klaar is, maar onthou nou, kyk altyd na 'n minus hakie, en kyk, hy kan daai hakie nie dalk verder opdeel nie, en hy kan beslis, want 4 is 'n vierkantsgetal. X kwadraat is 'n vierkantsgetal, 25 is 'n vierkantsgetal, y kwadraat is 'n vierkantsgetal. So ek kan weer alles opdeel in 2 hakies. 2 en 2, x en x. Ons hakies is 'n plus en 'n minus. Hoe gaan ek 25 opdeel? 5 maal 5. Hoe gaan ek y kwadraat opdeel? Net y en y. En dan kyk ek weer na 'n minusgetal. Is daar enige kwadrate daar? Nee, ek kan nie. Nou is ek klaar met daai enetjie. Bietjie kompleks die. Ek dink hy's 'n bietjie van 'n level 4 som, maar doenbaar, né? Ons kyk wat kan ons uithaal. Die golden rule van faktorisering. Kan ek iets uithaal? Kom ons kyk nou nommer 13, ons sê 27a tot die mag 3, en nou skrik die helfte van julle, want julle sê ons het nog nie met derde magte gewerk nie, of tot die mag 3 nie, moenie daaroor stres nie, kan ek nie dalk uithaal nie, ek kan, dink mooi aan, ek kan 'n 3a uithaal, gemeenskaplik. En ek het die gewoonte som nie gelos, ek wil net met rede, ek wil net gou hierna bespreek, hoekom haal ek by bo 'n min 3 uit, en onder besluit ek haal 'n positiewe 3 uit. Kom ons kyk gou nou daarna. As ek 3a in 27a tot die mag 3 deel, dink 27 gedeel deur 3 is 9, en 'n a tot die mag 3 gedeel deur 'n a hieronder, gee vir my net a kwadraat. As jy nou hiermee sukkel, maak so vir jou. So ek deel dit met 3a, wat gaan oorbly? 3 gaan daar in 9 keer, en onthou dat ons met skiesie waar die wind, wat doen ons met ons eksponente, as ons deel, ons minus dit net, né? Ok, dan bly ek 'n minus, as ek 'n 3 uithaal, is dit weg, die a uithaal, is dit weg, wat bly oor? Die b kwadraat, en is hierdie nou die verskil van vierkante? Ek dink duidelik kan jy sien, daai hakie, hierdie hakie is almal vierkante, so die 9 kan opdeel in 'n 3 en 'n 3, die a kan opdeel in 'n a en 'n a, ons weet dis 'n plus en 'n minus, b en 'n b, so jy deel net alles sistematies op, en ek kyk weer na die minus hakie, kan hy enigiets, is hy weer 'n kwadraat? Hy is nie 'n kwadraat nie, so ek kan hom nie verder vat nie, en dan stop ek. Ok, nommer 25 is my, een van daai waar jy potensiële fout kan maak, want ek gaan nou vir jou, ek maak gou die fout hier, so, kom ons gaan net terug na die vorige een toe. Hoekom het ek by die eerste enetjie net 'n minus uitgehaal? Net hierso. En hier haal ek net 'n positiewe 3 uit, maar bo het ek 'n minus 3 uitgehaal. En die ding is, ek wou, as ek 'n minus uithaal, dan verander ek hierdie teken eintlik na 'n minus toe, soos hierso.
en dan maak dit die verskil van vierkante. Sien, as ek dit in die tweede som sou gedoen het, en ek haal 'n minus daar uit, dan sou hy daai verander het na 'n plus toe, en dan is dit nie die verskil van die vierkante nie, en dis wat nie wat ons wil hê nie. So jy gaan haal uit, jy gaan deel met 'n term, sodat jy die verskil van vierkante kan skep, as dit enigstens sin maak. Okay, ons gaan dit aanhou oefen. Onthou, ek dink die onderwyser gaan vir jou baie voorbeeldjies gee om te gaan oefen. En dan moet jy baie versigtig wees vir nommer 15. Baie. Ek gaan eers vir jou wys wat die potensiële fout kan wees. Ek skryf iets soos die neer, ek skryf uit die sommetjie. En dan sê ek vir myself, hierdie is 'n lot vierkante, 25 is 'n vierkant, 100 is 'n vierkant, P tot die mag 4 is 'n vierkant, en al so, dit lyk alles, maar die probleem is, ek moet altyd kyk of ek 'n gemeenskaplike faktor kan uithaal. So, moenie net begin, jy sien 'n lot vierkante nie. Jy moet altyd 'n gemeenskaplike faktor uithaal. En ek kan in die geval albei hierdie terme deel met 'n 25. Ek kan 'n P tot die mag 4 ook uithaal en ek kan ten minste 1 kie uithaal. Baie moeilik een om te sien. So dis, kyk na video 1. Hierdie is baie kompleks in die sin van dit is tricky. Jy moet 'n gemeenskaplike faktor uithaal, jy moet altyd daarna kyk, jy moet dit nie mis nie. Nou as ek 25 P tot die mag 4 hier gehad het, kie, en ek deel dit met dieselfde ding, dan kry ek 1, minus, en as ek 25 in die 100 indeel, kry ek 4, die P4, soos ek dit uithaal, is dit weg, en al wat oorbly is ek kie 2, ek het my hakie oorskryf hierso. Baie mooi, baie moeilik, baie kompleks, gaan haal 'n gemeenskaplike faktor uit, en dan skep jy 'n hakie, en dan kyk jy na die hakie, kan hy verder gaan, en in die geval kan hy verder gaan. Hy kan beslis verder gaan, 2 hakies, 1 kan opdeel in 1 en 1, ons weet dis 'n plus en 'n minus, hoe gaan ek 4 opdeel in 2 en 2, hoe gaan ek kie opdeel in kie en kie.